Hallo julle, ek doen nou hierdie opname vir ons weer, want ek het besluit en ons het saamgestem hierdie teaching gaan die duiwel nie van ons steel nie. So ons doen hom weer en dat ek nie 'n audience voor my nie, maar wat so lekker is ek weet en ek glo vas, die Heilige Gees is hier so en die engele is hier besig om te cheer. So, Here Jesus en Heilige Gees en liewe Vader, baie dankie vir tegnologie en baie dankie Here dat ons weer die duiwel kan vnyk en ek kom nou en ek maak myself en ons almal wat luister en ons geliefdes toe onder die bloed van Jesus Christus. Ek kom seël ons met die olie van die Heilige Gees in Jesus naam. Nou, ons kyk vandag na die swaard van die Gees en ek het gisteraand vir die groep en ek gaan maar herhaal soos ek het gesê het ek gevra, jy moet jou boekie uithaal, jou notaboekie, so haal jou notaboekie nou uit en dan vra ek dat jy 'n stokmannetjie teken 'n stokmannetjie. En ek het gevra, jy moet jou gebedsversoek saambring. Nou daai versoek, daai olifant, daai siekte, daai huweliksuitdaging, daai finansiële ding, ek vra dat jy dit by die stokmannetjie neerskryf. Gestel, dis meer as een persoon, meer as een situasie, soos 'n huwelik, kan jy 2 stokmannetjies teken. Gestel, dit is 'n probleem met die persoon se lewe, dan maak jy so kruisie daar, want soos wat ons vandag gaan doen, soos wat ek die teaching aanbied, het die Here vir my gesê, gaan ons die swaard van die Gees begin opneem, en ons gaan dit begin proklameer en begin vasmaak oor daai situasies in die naam van Jesus. Nou maak jou Bybel oop by Efesiërs 6 vers 17. Efesiërs 6 vers 17. Daar staan, en neem aan die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En neem aan die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Nou die vraag wat ek wil vra, hoeveel wapens is dit wat jy opneem? Is dit een of is dit meer as een? Baie van ons gaan sê, maar dit is die swaard, dit is net een wapen. Maar as jy weer kyk, sê dit die swaard van die Gees, die woord van God. So, dit is basies 2 wapens wat jy opneem. Jy neem jou swaard van die Gees op en jy neem die woord van God. So, dit is amper soos 'n dubbele lem, 'n tool wat die Here vir jou gee om mee geestelike oorlog te voer. En dan het ek vir ons op jou notas gaan jy sien, het ek uit verskillende vertalings gekyk, neem aan, vertalings gebruik verskillende woorde. Een vertaling sê, vat dit. So wat moet jy doen met die swaard? Ek soek nou swaard, ek het nie een saamgebring nie, maar jy het jou hand nodig om hom te vat. 'n ander vertaling sê, dra. So dis iets wat jy by jou het, dis soos wat jy jou beursie of jou selfoon dra, hy bly die hele tyd by jou. Embrace, hoe mooi is dit nie? So hierdie swaard, hierdie wapen wat jy het, dis iets wat jy moet omvou, omarm, soos jy 'n babietjie vashou. Want jy gaan vandag leer, dit is 'n kosbare, baie sterk wapen wat die Here vir jou gee in jou hand. 'n ander een sê, accept. So ek glo die Here sê vandag vir jou, hier's die swaard, hier's die woord, maar jy moet dit nou aanvaar. Jy kan hierdie teaching kry vandag, maar as jy nie die swaard opneem en vat en met hom begin veg nie, dan teen môre het die duiwel, soos met die gelykenis van die saaier, het die duiwel gekom en het hy hierdie swaard kom steel. So die Here sê vir jou, do you accept? It's like a gift and offering. Do you accept this weapon? En dan sê die laaste vertaling, put on. So jy sit hom so op jou, hy so deel van jou. Dan gaan ons nou eers kyk na Paulus. Onthou julle, ons het gesê, Paulus het die boek Efesiërs geskryf. En dit is belangrik dat ons altyd 'n studie maak van ons persoon wat die boek skryf. Onthou julle, ons het 2 weke terug gesê, Paulus sy ampt was wat? Die van 'n profeet en die van 'n apostel. Apostels was bekend daarvoor dat hulle kerke geplant het en dan het hulle vir 'n seisoen daarso beweeg en die kerk sterk gekry en dan in daai tyd het hulle iemand groot gemaak. Nou by Efesiërs, die persoon wat Paulus basies groot gemaak het, was Timoteus. Ons gaan net nou praat van Timoteus. So, hy was 'n apostel, hy was 'n profeet en hy was iemand se geestelike vader.
En dan het ons gekyk na Paulus se roeping. Paulus se roeping was om die geheimenisse wat die Here ooprol in die Nuwe Testament, om daai geheimenisse aan ons bekend te maak. Ons het laas keer gesê, die verborgenhede was nie in die Ou Testament nie, dit was weggesteek. En toe vat die Here vir Paulus op derde hemel toe, en hy gee vir hom hierdie geheime, hierdie openbaringe, en sy roeping was om hierdie geheime vir ons te kom ooprol. Maar nou kyk ons vanaand of vanoggend na nog 'n faset van Paulus. Ons kyk uit watter stam hy gekom het. Ons kyk basies na sy bloedlyn. Onthou, ons het die bloedlyn van die leeu van Juda, maar vanaand met jou vegtersklere gaan jy nou in die bloedlyn van Paulus begin inklim. Nou as jy gaan kyk in Genesis 49, dis die seëninge wat uitkom oor die 12 seuns van Jakob, sien ons dat Paulus was 'n Benjamiet. Dis al onbekend, hy was 'n Benjamiet. En dan lees ons Genesis 49:27, wie was die Benjamiete? Dit sê daar, Benjamin is 'n wolf. Nou ons dink nie in hierdie weerwolves en hierdie snaakse, as ek in 'n wolf dink, dan sien ek hierdie pragtige dier met hierdie mooi dik hare, en sy klere is dalk so grys en wit. 'n Wolf is eintlik 'n besondere mooi dier, en hy beweeg daar in die sneeu, en hy's 'n skoon dier, en wolwe beweeg ook in pakke, het julle dit geweet? En baie interessant, wolwe werk soos hulle jag. Hulle het altyd 'n leier wat voorhardloop, en dan volg die trop daai voorste wolf, maar as daai wolf moeg raak, dan tree hy terug, en dan vat 'n ander wolf net oor, en so, hulle vat nooit 'n geveg alleen aan nie. En dis wat die Here vandag vir ons sê, jou geveg, daai ding, en ek het gisterand gesê, my 2 stokmannetjies wat ek geteken het, is Heather, en dit is Margrieta. Margrieta wat in Frere opgeneem is, en Heather wat haar kruisie gemaak het, waarmee ek vir julle saamstem. En dan wat lees ons van Benjamin? Ons lees, Benjamin is 'n wolf. Hy verskeur sy prooi. So wat doen Benjamin met die Satan wat aanval, en want ons lees mos in Petrus, die duiwel is soos 'n brullende leeu, maar die stam van Benjamin was die vegterstam gewees. So wat hy doen, 'n Benjamiet, as hy daai prooi vat, as hy die duiwel jaag, as hy hierdie demone, hierdie ding wat hom aanval jaag, hy byt hom nie net so bietjie nie, hy verskeur hom. En dan eet hy sy byt vroeg in die môre. So dan eet hy dit nou sommer op, hy los niks oor nie, en in die aand, dan deel hy die byt uit. So wat doen Benjamin? Ons het gesê, die wolf, hy's 'n tropdier. So as hy gaan terugvat, daai liedjie wat sê, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. So wat doen die wolf? Hy gaan neem terug wat die duiwel gesteel het, en dan daai byt deel hy met die ander wolwe in sy trop. En net nou gaan ons kyk spesifiek, maak slank 'n nota in jou boekie, na Lukas 11 vers 22. Daar gaan jy presies dieselfde woorde sien, verdeel die byt. Wat doen die wolf? Hy gaan vat terug, en hy hou dit nie vir homself nie, die byt verdeel hy, hou daai gedagte vas. Nou wys ek daarna. Nou gaan ons na 1 Kronieke 12 vers 2. Dis interessant, koning Saul, Dawid se geestelike vader vir 'n seisoen, was ook 'n Benjamiet gewees. En toe begin Saul mos vir Dawid vervolg, en sy helde, sy warriors, sê toe, maar ons wil nie meer onder Saul veg nie, en hulle kom sluit by Dawid aan. Nou as jy gaan lees in 1 Kronieke 12, lees jy van die Benjamiete, en jy lees hoe vaardig hulle was, en van al die tipe wapens wat hulle kon gebruik het, soos hulle kon 'n slingerveld swaai, en wat ook al. Maar dan wat profound is, Afrikaans het nie van so mooi woord nie, dit sê, hulle regter en hulle linkerhand was ewe goed. So dis hoekom hierdie stam die vegters was, want hulle kon veg met hulle sterk hand, en hulle kon veg met hulle swak hand, want die woord sê mos, wanneer ek swak is linkerhand, dan is ek sterk, want dan kan die Heilige Gees se volle krag deur my begin manifesteer, en deur my begin werk. So om 'n gebalanseerde vegter te
wees, het jy die linker en die regterhand goed, hulle is ewevaardig. Dan lees ons in Riggers 3:8 is 'n baie mooi storie. Ons lees van 'n vreeslike slegte koning. En hy was baie vet gewees. En hy was 'n Moabiet, en die Moabiete het die Israeliete regtig baie sleg behandel, hulle onderdruk op daai stadium. En toe maak die Israeliete die leiers, toe roep hulle vir Ehud. En Ehud gaan jy lees in Rigters 3, was 'n Benjamiet, en hy was linkshandig. Het julle al, soms as ons tennis kyk, hier by Wimbledon, dan sien jy hier en daar 'n speler wat linkshandig is. En dit is 'n strategie, want die ander tennisspelers wat oefen om aan te val en te verdedig, is gewoonlik om teen iemand te speel wat regshandigs is. Maar as jy skielik teen iemand wat linkshandig is moet veg of beklei, dan sit asof jou visie hy's nou verander. Dit is moeilik. So hulle kies hierdie Benjamiet uit en hy's linkshandig en hulle gee vir hom 'n opdrag. Hulle sê vir hom, hier's 'n koning, hy onderdruk ons en ons stuur jou nou na hierdie koning toe. Maar hy het 'n spesifieke opdrag. Jy moet gaan sê, ek bring ons stam se belasting vir jou. En dan is die opdrag, jy moet hom gaan doodmaak, nie net 'n bietjie doodmaak nie, want jy's 'n Benjamiet, jy moet daai prooi vat en jy moet dit heeltemal verskeer. En nou is Ehud, hy het hierdie opdrag uitgehoor. En storm hy dadelik in? Nee, want hy's 'n wolf en hy's versigtig en hy maak 'n swaard. So vir elke gevegssituasie, dis dalk jou gesondheid, dis dalk jou studies, dis dalk jou huwelik, dis dalk jou kind, is jy 'n ander swaard en 'n ander strategie nodig om mee te veg. En dit sê daar, hy maak sy swaard. En hy slyp hom aan twee kante, al twee die kante is skerp. So, as die vyand nader kom, jy weet nou nie van watter kant af nie, dan jou swaard het nou nie 'n tekort nie, want al twee kante is vlijmskerp. En dan sê dit, hy gord dit vas aan sy regterheup. Hoekom regs? Want hy is linkshandig. En nou gaan hy na die koning toe, en die paleiswagte laat hom deur, want hy sê, hy het iets vir die koning. Hulle vertrou hierdie ou, want hulle sien hy's linkshandig, het lyk, ek dink maar net so, dit lyk of hy swak is. Nou gaan hy, en nou hier sit die ou vet koning, dink ek nou maar net, sit hy hier op sy troon. En Ehud gaan na hom toe, en hy sê, koning, ek het vir jou woord van die Here. En ou Vettie, nou sy nuuskierig, ek dink hy buig sommer so vorentoe. Hy sê, kom bietjie nader, kom deel hierdie woord met my. En Ehud kom nader, en wat doen hy? Hy vat sy swaard, en hy steek tot in Eglon, dis die ou berries, hy steek dit in sy maag, deur die vet, so hy moes gesteek het, tot hy daar by die sagte dele, wat nie vet is, die dele wat lewe gee, hy vernietig, hierdie wolf vernietig hierdie prooi, heeltemal. En as jy bietjie verder gaan lees in vers 30, dan lees jy, hulle toe hierdie oorwinning behaal is, toe gaan deel hy die nuus met die ander wolwe in die trop met Israel. En hy blaas die ramshoring. Dis vreeslik belangrik, ons het gesê, die duiwel en die sataniste haat die geluid van die ramshoring. Hulle blaas dit, en toe oorwin hulle hierdie mense, en dit sê die land het gerus vir 80 jaar, vir 'n seisoen, heel teen die einde gaan ek afsluit. As ons baie keer in 'n geveg is, dan is daar 'n periode van rus, maar ons bly die hele tyd waaksaam en nigter. So die Here gee toe vir hulle vir 80 jaar grasie en rus, omdat hierdie een Benjamiet, hierdie een wolf, sy swaard gemaak het, geslyp het, en die vyand 100% gaan deurboor het en gaan vernietig het. Ons gebruik nou vir Jesus as 'n rolmodel. Dis wat die disippels ook gedoen het. Hulle het gekyk wat Jesus doen. Jesus het gekyk wat Vader doen. Hulle het gekyk wat Jesus doen en dan het hulle dit gaan toepas. Nou sien ons Jesus se wapen in die woestyn. Eerstens baie mooi, gaan na jou Bybel in Lukas 1 vers 80. Lukas 1 vers 80. Nou net die King James gebruik die woord, en ek wil hê jy met die woord wat ek nou vir jou gaan gee, inskryf in jou Bybel.
Want dit het my hart geroer toe ek het lees. Daar staan, the child grew. Van watter kindjie praat ons? Die Jesus kindjie. Die kindjie het groot geword, en dan sê die King James, and waxed strong in spirit. So wat doen Vader? Van Jesus se geboorte af waks hy hom. Hy waks hom, soos met die Heilige Gees. Dis soos 'n seellaagie wat hom beskerm. My maale op die plaas het een van hierdie Leiklip stoepe gehad. Dit was groot mode daai tyd gewees. Hulle die Leiklip daar uit 'n berg gaan grou daar in die Burgersdorp omgewing. En toe word die pragtige stoep gemaak. Maar daai tyd het jy nog nie vernis en goed gekry wat die stoepe afgeseel het nie. So ons een werker, haar naam was Vera, elke week, ek dink dit was Vrydag, dan sy so blikkie met sulke wit waks of was gevat, en dan moes Vera die stoep insmeer en inwaks. Want as jy dit nie doen nie, binne 'n maand of 2, dan gaan die son daai Leiklip brand, laat dit so begin verbrokkel. So wat ons hier leer, al word die kindjie afgestuur in vlees as mens, versorg die Vader om van die begin af, dit sê, he was waxed strong in the spirit, en ek wil hê, daar by die huis moet jy dit proklameer, I am waxed by the Spirit of God. I'm waxed strong by the Spirit of God. En dan staan daar, this is now the little child, he was in the deserts until the day of his shewing. Dis nou 'n baie ou woord unto Israel. So wat sê dit? Jesus kindjie het hierdie waks, het hierdie beskermingslaagie nodig gehad, want hy moes in die woestyn van 'n klein kindjie af, moes hy kon oorleef. Moes hy daai waks het hom beskerm teen die slange en teen die skorpioene en teen die warm son. Maar dan sê dit, tot op die dag dat hy geshow, wat hy openbaar gestel was aan Israel. So, wat doen die Here? Baie keer in jou bediening ook. Hy steek jou weg in 'n wakslaagie, want dis nog nie tyd vir jou bediening nie. Hy's nog besig om jou te waks, laag op laag op laag. En tot op 'n dag, dan word jy bekendgestel. En hierdie dag wat Jesus te bekendgestel word aan die hele Israel, is die dag wat hy gedoop word. As jy daar gaan lees in die evangelies, dit sê, ons gaan nou bietjie praat van Johannes die Doper, want dit sê, Jesus is gedoop in die Jordaanrivier. Ons gaan nou weer lees van die Jordaan. Hy's gedoop, en wat gebeur? Net nadat hy gedoop was, toe daal die waks, die Heilige Gees, in die vorm van 'n duif, oor hom neer. En daar kom die openbaarmaking, daar kom 'n stem uit die hemel en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. So tot op daai dag was die wakslaagie oor Jesus. Dan lees ons nou in Lukas 4, Jesus keer vol van die Heilige Gees terug van die Jordaan af. Wat het gebeur? Toe hy gedoop word, toe is dit nie net meer die wakslaagie nie, en toe ons die kursus oor die 7 geeste van God gedoen het, het ons dit geteach, en ek wil jou weer eens aanmoedig om daai teachings te kry. Wat gebeur? Die duif, dit sê die Gees van die Here daal neer oor Jesus, en ons het gekyk na die menorah met die 7 geeste, ons het gesê, daai Gees van die Here is die middelste pyp, wat al die ander pype gevoer het, en so ek wil jou weer eens aanmoedig, is jy al groot gedoop, is jy al soos Jesus gedoop, want daar's 'n volheid wat eers tot wording kan kom, wanneer jy gedoop is, want wanneer het Jesus vol geword van die Gees, net nadat hy gedoop is. Nou sê ons, lees ons, Jesus vol van die Heilige Gees, het teruggekeer van die Jordaan af, dis waar hy gedoop was, en nou neem hy die swaard van die Gees op. Kom ek wys vir jou, wat het ons gesê? Ons het gesê die swaard van die Gees is die woord van God. Nou word Jesus in die woestyn ingelei, nie deur die duiwel nie, as jy daar gaan lees, deur die Gees. Want hy het sy wakslaagie gehad van 'n klein babietjie af, om
te oorleef in die woestyn. Hy het toe al geleer, maar ek is gewaks. Ek het 'n seël wat my beskerm, en ons lees daar die Heilige Gees lei Jesus in die woestyn in. En nou versoek die duiwel Jesus elke keer. En wat doen Jesus? Hy neem die swaard van die Gees op, wat die wat is, wat die woord van God is. En hy sê elke keer, 3 keer, sê hy vir Satan, daar is geskrywe. Daar is geskrywe. So ons, sy wapen was wat? Die swaard van die Gees, wat die woord van God is. Ek wil hê jy moet nou oopmaak by Lukas 11. Lukas 11 het baie goeders wat die Here vir ons verleer. Daar kyk ons weer as na Jesus as rolmodel. Die disippels hou Jesus dop en hulle sien hom bid. En hoe leer jy jou kind bid? Jou kind moet jou sien bid en jou hoor bid. En dit maak lyk vir my so indruk op hulle. Hulle dink maar hy het iets wat ek het nie. En hulle sê Jesus, leer ons bid. En nou wat leer hy hulle? Kyk in vers 4. Hy leer hulle die Onse Vader. Jy sal dit in Matteus 6 ook lees. En hy sê, hy leer hulle Onse Vader wat in die hemel is. En dan deel van die gebed wat hy hulle leer is, beskerm ons teen die bose. So hy leer hulle, jy moet vra elke dag, want jy vra vir jou daaglikse brood, beskerm ons teen die bose. En dan net daarna, dan vertel hy die verhaal, dan sê hy, as jou kind na jou kom en vir jou vis of 'n brood vra, dan gee jy nie vir hom 'n skorpioen of 'n klip of 'n slang gee nie. As jou aardse Vader dit vir jou vra, en dan sê hy iets, hy sê, as jou aardse Vader vir jou brood gaan gee, en 'n vis, nie daai slegte goed nie, hoeveel te meer sal ek julle die wat? Die Heilige Gees gee, vers 13, die Heilige Gees. So eers leer hulle die Onse Vader, hy sê, beskerm ons teen die bose, en net daarna sê hy vir hulle, ek wil vir jou die Heilige Gees gee, maar jy moet vra daarvoor. Een vertaling sê, the fullness of the Holy Spirit. So hy wil nie net vir ons 'n bietjie Heilige Gees gee nie, hy wil vir ons die volle pakket gee. En dan in vers 14 lees ons nou van hierdie stom man, ek dink die ander evangelie sê doofstom man. So wat doen die duiwel? Die duiwel kom steel die woord. Hierdie man kan nie praat nie. En Jesus dryf 'n duiwel uit hierdie ou uit. En nou is die fariseërs dadelik op hulle agtervoete en hulle sê, maar hy dryf die duiwels uit deur Satan se krag. Tipies. En nou is wat ek noem, kry jy vandag 'n nuwe teaching wat ek glo vir jou vars gaan wees. Ek noem dit die krag in 'n vinger. En met respekte gesê, die duiwel het die krag van die vinger lankal ontdek. As jy dalk voor iemand inswaai in die pad, dan kry jy vingertaal as ek reg. Dis 'n negatiewe teken en hopelik gebruik nie een van ons dit nie. Ek weet in ons huis gebruik ons dit nie. Maar nou, vandag leer jy ook vingertaal. Jy leer vandag die krag van die Heilige Gees se vinger. Daar's krag in jou vinger. Sê gou daar waar jy is, daar's krag in my vinger. Ek gaan dit nou sê Jesus. Hy sê vers 20. As ek deur die vinger van God, deur die wat? Deur die vinger van God, die duiwels meervoud uit wat dryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. 2 weke terug het ons gesê, die eerste verborgenheid wat Jesus van gepraat het, is van die koninkryk van God. So, en wat leer hy in die Onse Vader? Let your kingdom come. So, een teken vir die mense daar buite, as jy duiwels kan uitdryf met die vinger van God, dan is dit vir die mense om jou die teken, dis 'n teken, soos die teken van Jona, dis 'n teken, dat die koninkryk van God het waarlik gekom. Nou wil ek jou vra, ons is nog steeds in Lukas 11, dra die duiwel ook 'n wapenrusting? Het hy ook 'n wapenrusting? Ons onthou Paulus het nou, hy's die enigste disipel wat hierdie konsep vir die mense leer. Jy gaan lees, Timoteus het dit nie leer vir sy mense nie, dalk het hy, maar dit staan nie so in die Bybel nie. Maar Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hulle het nooit vir die mense geleer trek 'n wapenrusting aan nie. Hoekom doen Paulus dit?
Want Paulus het ons gesê was 'n Benjamiet. Hy het vegtersbloed, hy het vegtersinstinkt. Hy leer hulle veg. Nou, en dan leer hy ons, of wat? Hy leer ons trek die volle wapenrusting aan. Maar nou is die vraag, het die duiwel ook 'n wapenrusting? Hy het skibbe, stem jy saam? En dis sulke dik grillerige goeters, het jy al in 'n slang gevat, sy lyf voel so koud. En die ander vraag wat ek wil vraag, het die duiwel 'n huis? Het hy 'n huis? Waar woon hy? Onthou julle toe Jesus daai demone uitgedryf het, toe's die demone so bekommerd, sê hulle asseblief, moet ons nie net daar wegstuur nie, stuur ons eerder in die varke in, want wat is dit? 'n duiwel en 'n demoon het 'n liggaam nodig, so waar's die duiwel se huis? Hy's mos 'n gees, hy's 'n bose gees, en hy kan niks bad of sleg doen, voordat hy nie in 'n huis woon nie. So die duiwel soek mense se lywe om in te kom woon. Hy soek 'n lyf deur wie hy soek 'n mond, anders kan hy nie skinder nie. Hy soek 'n lyf wat hy wil siek maak. En dis hoekom ons moet aanhoudend so checklist het, en check is daar goeders wat ons oopgemaak het in ons lewe. Nou, gaan ek terug na my vraag wat gesê het, of gevra het, dra die duiwel ook 'n wapenrusting? En die antwoord is ja. En dit staan in die Bybel. Ons is nog steeds by Lukas 11 vers 21. En jy moet nou notas maak in jou Bybel. Ek gebruik eers die Afrikaans 53 en dan gaan ek die Passion Translation gebruik. Passion Translation kry ons ongelukkig nie op die oomblik te koop by Komboeke nie. Ek weet nie hoekom hulle hom nie meer verkoop nie, maar hy is op jou app waar al die Bybels is. So hy maak dit net van 'n ander hoek af pragtig oop. Jy gaan nou sien hoekom ek so sê. Nou vers 21, dit sê, wanneer 'n sterk man, nou maak slanke nota, jy gaan nou sien ek praat reg, die sterk man is 'n duiwel. Wanneer 'n sterk man wat goed gewapend is, so hy definitief wapens, sy huis bewaak. Wat het ons gesê? Waar is 'n demoon se huis? Dis daai persoon wat hy beset, of partykeer hang hy goed net om mense. Hulle is nie noodwendig besete nie, maar as jy by hulle kom, dan voel jy hulle hang hy goed, en partykeer dan was ons het julle geleer, sommer net so met die bloedlap en met die olie, en dan gee hy goed pas. So, wat gebeur wanneer 'n sterk man, wat goed gewapen is, sy huis bewaak? Is sy besittings in veiligheid. Maar nou het ons vroeër geleer, wat doen die ravenis wolves, die Benjamiete? Hulle gaan val daai huis aan, want wat wil hulle gaan doen? Hulle wil dit wat gesteel is, wil hulle gaan terugvat. Die Passion Translation sê, Satan stands guard. Hy hou wag over his fortress kingdom. Onthou julle, ons het net nou gelees wat Jesus sê, as julle duiwels kan uitdryf met die vinger van God, dan het die wat? Die koninkryk van God, skryf neer in jou boekie, dan het die koninkryk van God gekom. Maar nou sien ons in direkte kontras met die koninkryk van God, sien ons wat? The kingdom of darkness. Dit sê, his fortress kingdom. En wat beteken dit? Partykeer is ons so vasgevang in hierdie demoniese aanslag op jou, dat jou lewe soos 'n fort begin voel. Satan stands guard over his fortress kingdom, strong, and kyk hierso, fully armed with an arsenal of many weapons. Hy het 'n arsenaal, is soos 'n kluis vol wapens, die een na die ander. Dan lieg hy vir jou, dan mislei hy jou, dan sê hy vir jou, Pieter het so iets gesê, dan probeer hy jou siek maak. So, hy het enige triek in die boek, en as hy sien, daai werk nie op jou nie, en oor 2 weke dink ek gaan ons praat oor the mind, wat die duiwel so aanval. So hy sê, hy het 'n arsenaal vol wapens. Dan vers 22, terug by die 53 vertaling. Maar as een wat sterker is, onderstreep een wat sterker is. Wie's een wat sterker is? Dis die vinger van God. Dis Jesus in jou. Greater is he that is in me. As een wat sterker is, hom oorval. Wie is hom? Die duiwel oorval. Die een wat sterker is die wolf. Die wolf in jou, die raveniswolf. As een wat sterker is, hom oorval en wat? Let wel. Nie net oorval nie, maar oorwin.
Neem hy, maak 'n nota, hy is wie? Die een wat sterker is, dis jy. Sy volle wapenrusting weg. Wie se wapenrusting? Die duiwel se wapenrusting. Onthou julle ek het gevra, het die duiwel 'n wapenrusting? So waar, hierso staan dit. Hy het 'n wapenrusting, so die enigste manier, in een vertaling sê, you strip him of that. Jy strip hom, so jy weet, soos party ouens hou daarvan om met karre te werk, hulle strip daai kar en dan ek onthou julle die grappie wat die man vertel het van sy seentjie wat so lief was om met goeders te werk, en toe hy by die huis kom, hy's 'n drommer, en toe sy klein seentjie daai hele stel dromme gestrip. Maar die probleem is toe moet dit weer mekaar gesit word, maar dit is moet jou mentaliteit wees oor hierdie ou wat so van jou steel. Jy moet hom strip sodat jy nooit weer daai dromstel in mekaar kan sit nie. Neem hy, die duiwel se volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het. En dan onthou jy ons het vroeër gesê, wat doen die ravenous wolf, die Benjamiet, deel sy byt uit. So jy gaan, ons het gesê, we went to the enemy's camp and we took back what he stole from us. En dan verdeel jy dit onder die mense, want jy's 'n wolf, jy werk in 'n pak. En dan sê Jesus net verder in vers 23 in die Passion Translation sê hy, this is a war. Israel het op hulle laure gesit tot 'n jaar terug, tot 7 Oktober. Hulle was rustig, hulle het gedink, hulle weermag is seker die sterkste in die wêreld en die slimste in die wêreld. En hulle die noorde en daai lande dopgehou en bestudeer en presies geweet, dis hoekom die oorlog nou so vinnig gaan, presies geweet waar is al die plekke wat hulle uiteindelik uit 'n aanslag kan verwag. En toe kom tipies die Satan soos 'n rot van onder die grond af, en uit die lug soos vlermuise, julle weet met hierdie, hulle het mos met sulke valskermgoedjies so afgevlieg, en hulle val hierdie ouens af, en toe word Israel, die Jode met 'n ruk wakker, en hulle besef, ons is in hierdie oorlog. En jy kan nou vandag dink, maar nee wat, ons is nie in 'n oorlog nie, maar weet jy wat, as jy iets beteken vir die koninkryk van God, dan is jy permanent in 'n oorlog, en hoe groter bedreiging jy vir die Here is, hoe groter gaan die Satan hierdie arsenaalwapens van hom weer uithaal en jy probeer aanval. So word wakker kerk, dit is oorlog, jy is in 'n oorlog, en jy moet ophou kyk na die so-called spiritual warriors to pray for you. Dis tyd dat jy self jou wapen opneem en self begin fight, en ek maak dit nou los oor julle in die naam van Jesus. Stand up and fight, Christian soldiers. Ons is nie Christians ballerinas nie. Jy is 'n soldaat vir die Here, en die Here sê vir jou, en ek maak dit los in jou vandag, staan op en veg. Dit was Jesus. Nou stap ons terug na die wolf, Paulus. Hy vermaan die mense. Gaan gou na Efesiërs 4 vers 1. Efesiërs 4 vers 1. Daar staan, ek vermaan julle, wie's julle? Die Efesiërs. Dis ook terloops een van die 7 gemeentes wat in die boek Openbaring, ek dink Openbaring 2 genoem word. Ek vermaan julle, vermaan sê is ernstig, julle moet luister, hou op slaap, ek vermaan julle, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. So jy's geroep, en net daarna lees ons in 1 Timoteus 6, nou jy moet in ag neem, Timoteus het waar gewerk, saam met Paulus was sy geestelike pa, en Timoteus toe Paulus weggaan uit Efesiërs na daai seisoen, vir wie het hy die kerk oorgegee? Vir Timoteus. So hy bedien in Efesiërs, dis ons boek wat ons doen. En wat sê Paulus vir Timoteus? Ja, jy's 'n seun en jy moenie van jouself te min dink nie. En jy dink ook vandag maar ek kan nie veg soos Shamai nie. Ek kan nie veg soos daai warrior en so bid nie. Weet jy hoe sterk jy is, het niks te doen met hoe hard jy praat en hoe dinamies jy praat nie. Dit het net te doen met tel jou swaard op, tel die woord op en begin proklameer. En hy sê vir Timoteus al is jy jonk, miskien was hy toe nog jonk. Hy sê vers 12, fight! Onthou julle vir Donald Trump, toe hulle hom probeer doodmaak het, en die bloed is vir hy so simbolies. Wat sê Donald Trump? Hy lig sy vuis en hy sê vir Amerika, fight, fight, fight. En ek glo dis wat die Here vir julle vandag sê, fight! The what? The
good fight. Ons veg nie vuil nie, ons veg nie soos Hamas en Hezbollah nie, ons veg met die wapen, met die swaard van die gees, ons veg met liefde, ons veg met God se strategie, ons slyp ons swaard, ons gebruik die swaard van God, ons gebruik nie haat nie, ons gebruik die olie en die bloed, en ek gaan nou vir julle leer, en hy sê, gryp na die ewige lewe, onthou, jou swaard, daar lê hy, maar ons het vir jou gesê, die Here sê, accept the sword, vat hom, en partykeer as die vyand vinnig aankom, dan gaan jy nie nou eers gou hande gaan was en so nie, jy hol en maar jou swaard moet die hele tyd in jou skede gedruk wees, dan gryp jy jou swaard, en as jy voel, hier kom hierdie swaarigheid, of hierdie depressie, of wat ook al, of jy ry en jy tel net op, iets in die lig, iets is donker, jy voel 'n evil presence, dan vat jy dadelik die woord van God, en dis hoekom jy so vol moet wees met die woord van God, en as jy nog nie die woord ken, is dit goed, maar ek vir jou aanmoedig, begin daarom so 1 of 2 of 3 kernverse ken. Ek onthou toe my kind baie klein was, as hy skool toe ry, in die oggend het ek vir hom sekere goed gaan proklameer. Ek het vir hom laat sê, greater is he that is in me. Seker goeders, hy is nou 26, wat hy nog steeds uit sy kop uit ken, want ek het dit dag na dag na dag, laat hy dit opsê, en ek het dit in hom ingedrul. So begin met 5 verse, 5 warrior verse, van wie jy is in Christus, van jou autoriteit, en as jy voel, maar hier kom hierdie aanslag, dan gryp jy jou swaard, en dan begin jy die woord proklameer. Ons lees nou Matteus 11, daar sê Jesus vir hulle praat oor Johannes die Doper, en hy sê, maar wie het julle verwag, die profeet wat sou kom, het julle ou verwag, wat sommer net deur 'n riet, wat net deur die wind omgewaai gaan word, of het julle iemand wat sagte kleertjies dra, verwag, 'n ou poeftertjie, julle weet hierdie Franse konings met hierdie wit pruike, en hulle tot sulke hypelfai skoentjies aan, en tot hierdie bobby socks wit kouse, dit lyk te naar, ek bedoel, ek wil nou nie so koning hê nie. Hy sê, julle het mense met sagte kleertjies verwag, en wie stuur ek toe vir julle? Die stem wat roep in die woestyn, wat vooruit proklameer en sê, Jesus is op pad, Jesus is op pad. En hierdie ou dra kameelhare, en hy eet sprinkane, laat die sop sommer so spat. Hy's nie 'n softie nie, en die Here sê, om in sy weermag te veg, moet jy soos Johannes die Doper, you need to be bold and you need to be strong, and Father, I just pray that the boldness will just infuse the people as I listen to this message right now in Jesus' name. Maar nou sê hy Matteus 11 vers 12, hy sê nee, trek jou ou sagte kleertjies nou uit, want jy's 'n soldaat, en hy sê daarso, bestorm die koninkryk van die hemele, en gryp dit met geweld. Wat het ons gesê, wat doen jy met jou swaard? Jy gryp hom. So daar is goeders wat die duiwel gesteel het, en het praat van die hemele, dis daai dimensie waar die demone beweeg en funksioneer. Die Here sê, gaan na die vyand se kamp, en gaan gryp, gaan vat terug, wat hy gesteel het, en dan sê hy, daar gryp dit met geweld. Ek onthou, tydens COVID, toe Willie eers so siek geword het, ek het so 'n pyts wat ek so slaan, dis my swaard. En ek het in daai huis rondgeloop, by die bure seker gewonder het, wat gaan aan daar langs aan, want ek het gegil, en ek slat met daai sweep, ek slat die duiwels uit mekaar uit. En ek slaan die demone uit mekaar uit, want ek sê, ek vat dit nie. Ek vat terug. Jy gaan nie my man se gesondheid kom steel nie. En ek dink ons het baie sulke getuienisse. Maar as 'n ander mense wat almal bel en sê, my man is so siek, en dan stuur hulle sulke lang boodskappe in die hospitaal van al die behandelings. So hulle fokus en mediteer op die siekte, en die duiwel is so tevrede. Nou wat doen jy? Vertel jy van almal van daai prentjie wat jy nou geteken het? En dan wat doen jy? Soos jy praat, dan gee die duiwel net meer hou vas, want jy proklameer dood. En ek glo die Here sê vir jou, stop focusing on the negative, because you are a positive, you are light. So wat doen jy? Hy sê, gaan vat terug. En Heather, ek kom nou in die naam van Jesus, en Margrieta, ek kom vat terug wat die duiwel van julle gesteel het. Margrieta, jou niere gaan 100% begin funksioneer. Ek vertrap kanker in die naam van Jesus. Ek sê vir almal, vir daai kruisie wat jy gemaak het, be healed, be strong, be bold in the name of Jesus. Nou gaan ons voordat jy kan veg,
In Efesiërs 6 in die message, en ek weet nie watter versie dit was nie, staan daar, voordat jy kan veg, first you need to learn to apply your weapons. So jy het ook 'n arsenaal vol wapens, jy het 'n swaard, jy het die woord, en ons gaan nou later die res van die wapenrusting aantrek in die volgende paar weke. Maar dit help nie, jy doen net ydelle herhaling van woorde nie. Ek kan Efesiërs 6 se wapenrusting, ek ken hy rympie so uit my kop uit. Ek het hom elke oggend opgesê, my kind ken hom ook uit sy kop uit, want ek het dit elke oggend in die kar gebid. Maar ons moet versigtig wees, soms raak dit ydelle herhaling van woorde. So I say, it's one thing to have the weapons, you need to know how to apply them. En dan die eerste ding, voordat jy jou swaard kan vat, want as jy hom verkeerd hanteer, gaan jy jouself sny. Jy gaan seer kry, is Psalm 144 vers 1. Dit sê, blessed be the Lord, my rock met 'n hoofletter, and my great strength. Hoe met 'n hoofletter. So hy, who trains en onderstreep wat? My hands for war. Wat het ons gesê? Jy's 'n Benjamiet, jou regter en jou linkerhand is ewe sterk. Who trains my hands for war, en nou kom 'n nuwe dimensie by, who trains my fingers for battle. Ons het gesê, die duiwel gaan nie langer meer vir ons vinger wys nie, want vandag leer ons die nuwe resep van die krag van die vinger van God. So, maar wat het jy nodig, voordat jy effektief jou swaard kan opneem, moet jy, he needs to train your hands, both your hands, your strong hand and your weak hand, your right hand and your left hand, and he needs to train your fingers for battle. Word wakker kerk, this is war. Dis die eerste ding. En dan die tweede ding, vir jou om te kan veg, het jy 'n ring nodig. Nou, Efesiërs 5 vers 32 is een van hierdie profound mysteries of verborgenhede wat oopgerol word. Dis die bekende deel wat ons lees van die man en die vrou en die huwelik. Maar dan sê Paulus daar, Efesiërs 5:32, this is a profound mystery. But I am actually talking, ek het actually nou bygesit, I'm actually not talking about husband and wife, I'm actually talking about Christ and the church. So hy sê hierdie profound mystery hierso, is Jesus het vir hom 'n bruid kom vat, en jy is sy bruid. Maar as jy nou mos sy bruid is, dan het jy wat nodig? Ons sê dit, maar hy moet jou hande kom train as die bruid van Christus, en hy moet ook jou vingers kom train. En die eerste ding wat jy nodig het as sy verloofde hier op aarde, is jou verloofring. Jy moet verloof raak. Nou gaan ons na Efesiërs 1. Efesiërs 1, vers 13 tot 14. En op jou slide sal jy sien, daar's 'n foto van 'n seelring. Ek onthou, as kinders, as jy nou 'n kerel gekry het, dan hoe die hele wêreld geweet, jy syne. Hy het vir jou so seelringetjie gegee, en partykeer kon jy tot die naam ook so ingegraveer het. Maar daar's 'n voorwaarde voordat jy jou seelring kan kry by Jesus. Efesiërs 1 vers 13 tot 14 sê, nadat julle gehoor en geglo het. So jy moet glo in Jesus Christus, en wat gebeur dan? Die Heilige Gees kom in jou woon. Maar daar staan, word jy onderstreep verseël met die Heilige Gees. Dit in die Passion sê dit pragtig. Dit sê, nou is wanneer jy hom aanneem, we have been stamped with the seal of the Holy Spirit. Gestamp, die seal van die Heilige Gees hier binne in jou. Given to us, as jy die Passion het, like an engagement ring. So die Heilige Gees is jou pand. Soos Jesus, soos die babatjie, he was what? He was wax strong in the spirit. Daar so staan, given the seal of the Holy Spirit, like an engagement ring, as what? The first installment of what's coming. Die hele wêreld, hierdie seël, hierdie wax van die Heilige Gees sê vir die wêreld, jy behoort aan Jesus. You are taken. Geen ander man mag jou vat nie. Nou sê daar of what's coming, it seals you up, seals us until we have all that is promised to us. So dis maar net die eerste ring wat ons kry.
Nou vir interessantheid kan jy bietjie gaan kyk na seels in die Bybel. Seel is iets wat jou beskerm. Ons het gesê die Jesus baba, he was wax strong in the spirit. Nou, as jy Jesegiel 9 en 10 gaan kyk, baie interessant, dit gaan woes daar in die tempel, die leiers in die tempel, daai priesters en ouens, hulle is besig om met okkultiese dinge. Hulle is besig om die vrouens aanbid, ek kan nou nie daai vrou se naam, hulle aanbid hom en hulle offers aan die gode en offerkinders en wat ook al. En die Here raak nou baie kwaad en hy lig vir Jesegiel in daai tempel en nou sien hy, dis soos 'n gat in die muur, hy sien wat daar aangaan. En die Here sê vir Jesegiel, ek gaan hierdie volk uitwis en ons lees in die volgende hoofstuk, hy stuur engele om vuur uit die hemel uit te gooi en hierdie ouens dood te maak. Maar nou gebeur 'n interessante ding. Hy het 2 tipes engele, hy die engele wat die vuur moet neergooi, maar dan lees jy in vers 4 van een engel, lyk dit vir my, die engel het 'n inkpotjie. En hy het 'n werk. Die Here gee vir hom 'n opdrag, hy sê vir hom, vat ink en dan merk jy die goeie ouens in Jerusalem, die ouens wat saam met God hartseer is oor die gruwels in die tempel. Daar is sulke mense, merk hulle, en ons weet nou nie of dit op hulle voorkoppe was nie, maar onthou julle Kain het ook so merk gehad, merk hulle, en dan sê vers 6, wanneer hierdie engele dan inbeweeg met hierdie vuur wat hulle gaan afgooi, dan gaan niemand mag raak aan die mense wat die teken het nie, wat met die ink gemerk is nie. Die ink kan olie wees, die ink kan skadubeeld van die bloed van Jesus is, ek weet nie, ons gaan eendag daar bo in die hemel kan uitvind. Ons lees ook in Openbaring, in die verre toekoms van mense wat 'n seël gaan kry, en wie weet wat is dit, Openbaring 7 vers 3. Openbaring 7 vers 3 praat van hierdie 144.000 Jode uit al 12 die stamme, en wat gaan gebeur? Hulle voorkoppe gaan geseël word. En dit lyk of daai seël sigbaar gaan wees, maar soos ek het verstaan, dis die Heilige Gees se seël, en dan kan die antichrist vir daai volle 7 jaar niks aan hulle doen nie. Hy kan hulle nie siek maak nie, hy kan hulle nie seer maak nie, niks nie, want hulle die seël wat hulle beskerm. En dan kan jy self gaan kyk na Openbaring 9 vers 5 ook, en daarso wat die sprinkane daar onder uit die grond uit gaan kom en die mense vir 5 maande gaan pynig, maar voor dit word al die mense wat in Jesus glo, word hulle geseël en dan mag daai sprinkane niks aan hulle doen nie. Dis sulke evil spirits wat uitkom. Ons het nou gesê, jou ring, jy dra jou seelring, kyk gou so na jou vinger, jou seelring, jou hart is afgeseël vir die Here, jou gees is vol, jy's afgeseël. Maar nou het jy nie net 'n seelring nie, jou ring kry nog 'n dimensie, en kyk daar op jou skyfie, daar het ek vir jou ring gesit met 'n robyn in, dis sommer net my voorbeeld wat ek gebruik, en daai so jou seelring raak nou 'n bloedring, want ons bid mos baie, die bloed van Jesus seël jou af. Is dit skriftuurlik? Kan jy sê die bloed van Jesus seël jou af? Ja, dit staan in die Bybel. Gaan na Matteus 26 vers 28. Matteus 26 vers 28. Dis die laaste avondmaal voordat Jesus gekruisig word. Neem my nagmaal. Hy leer die nagmaal, die skadubeeld, leer hy vir sy disippels, en wat doen hy? Hy breek die brood en hy skink die wyn in die beker en hy sê neem, eet, en dan sê hy drink, en dan sê hy dit is my bloed, wat 'n verbond is, onderstreep verbond tussen wat God en sy volk onderstreep verseël. So wat weet ons? Wat leer ons uit die Nuwe Testament? Die bloed seël jou af, net soos wat die Heilige Gees jou afseël. Wax strong in the spirit. So is die bloed van Jesus ook 'n seël wat jou beskerm elke oggend van my lewe. Miskien 1 keer 'n jaar vergeet ek wil nou nie jok nie. Maar elke oggend van my lewe sê ek hardop, die bloed van Jesus beskerm my man, my seun, sy meisie en vir en hy. Dit is so in my dis deel van ons gebed in die oggende. Ek wil ook vir jou wys, in die Ou Testament is 'n pragtige skadubeeld van die bloed wat afseël. En ons almal ken dit, maar ek wil vir jou gou wys, ons sien 'n stukkie wapenrusting ook daarin.
Want onthou, deel van jou wapenrusting van Efesiërs 6 het ons nou geleer, nommer 1 is die seël van die Heilige Gees. Jy kan elke oggend proklameer dat jy en jou geliefdes word afgeseël, beskerm deur die Heilige Gees. Maar kyk wat gebeur in Eksodus 12. Die Israeliete is nou op pad om uit Egipte pad te gee. Dis amper soos hulle laaste aand daarso. En nou sê die Here vir hulle, so dis die pasies wat ingestel gaan word. En nou sien ons Eksodus 12 vers 5. Sê die Here vir hulle, gaan neem 'n lam sonder gebrek. Herinner dit jou in ons teaching 2 weke terug van die Pasga lam. Gaan neem 'n lam sonder gebrek. En dan slag julle die lammetjie en wat doen julle dan met die bloed? Vers 7, neem die bloed en stryk die deurposte en die bo-drempel. So wat moet julle doen? Vat die bloed en sit dit by die deur. Dis simbolies van die openinge waardeur die duiwel kan nie inkom nie. En so moet ons elke dag die bloed van Jesus as seël. We need to apply the blood of Jesus because that will prevent Satan to come through open doors. Die seël van die Heilige Gees en die seël van die bloed. Dit sê, en dan in vers 11, nou het hulle die bloed gesmeer. En dan, vers 11, eet die lam so, daar's 'n manier. En soos ek het verstaan is met jou wapenrusting. Die eerste een is met jou heupe omgord. Lees ons van dit in Efesiërs 6 vers 14, gaan kyk 'n bietjie. Omgord jou heupe omgord. Skoene aan jou voete, Efesiërs 6 vers 15. Die skoene van vrede en bereidwilligheid. Jou staf in jou hand, dis soos jou swaard, jou staf is jou autoriteit. So jy's gereed en dan sê hy daarso, baie haastig. So jy kan nie besluit, nee, ek gaan eers nog 2 dae eers hierso al die bure gaan groet en die honde en die goeders versorg, nie. As die Here vir jou sê, dit is tyd om te trek, dan dis baie haastig. Dis tyd om jou swaard uit te trek, dis 'n haastige proses. En dan sê hy, 'n pasga van die Here is dit. En dan vers 13, kyk hierso, die bloed is 'n teken dat die engel by julle sal verbygaan wanneer hy die bloed sien. Hier was dit die doodsengel, maar in Matteus 26, wat leer ons? Die bloed is die verbond wat jou afseël, wat jou beskerm. So daar kry jou ring, jy het nou 'n seelring en jy het 'n robynring, dis soos die bloed van Jesus. Maar dis nie waar dit eindig nie, die Here wys toe vir my, jou ring kry nog 7 stene. En daai stene is die 7 geeste van die Here van 7 geeste van die Here. En jy kan, die wat nie die kursus geloop het nie, op jou skyfie, in Jesaja 11 vers 1 en 2, lees ons van die gees van die Here wat op Jesus gaan kom, die profesie, en dan word die 7 geeste genoem. En dan in Lukas 4 lees ons, nadat Jesus gedoop was, nadat hy van die woestyn af terugkom, onthou julle ek het reeds daaroor gepraat, wat doen Jesus? Hy stap in die tempel, soos wat dit sy gewoonte was, so Jesus het gereeld tempel toe gegaan, en wat doen hy? Hy vat die boekrol, en hy lees daai profesie uit Jesaja, vir die profesie van wat? Van die 7 geeste van die Here, en wat sê hy? Die gees van die Here is op my, om te. En een van daai goed is om mense die gevangenes, om vir hulle vrylating te bring, om soos die wolf, soos die Benjamiet, die gevangenes wat weggevoer is, soos wat hierdie Israeliete nou deur Hamas gevange voer is, om hulle te gaan soek, om nooit te rus en om hulle te gaan haal. So jou ring, as jy nou na hom kyk, kan sien jy is afgeseël deur die Heilige Gees, jy's afgeseël deur die bloed van Jesus, maar daarmee saam met jou ringvinger, onthou, hoe gaan ons veg? Deur die vinger van God. So hierdie ring van jou het 7 skitterende fasette, die volheid van die Heilige Gees. Ek het daarso vir jou John 3:34, is what? It's a spirit without measure. So as jy so na jou ring kyk, dan besef jy, hierdie vinger waarmee ek veg, waarmee ons veg, dit is 'n volle pakket. It's not just the seal of the Holy Spirit, it's not just the blood of Jesus, but it's a 7-fold Holy Spirit of God. Revelation 1 verse 4, Amplified Bible.
Interessant wat ek vir jou net daar gesit het, Jesegiel 28 vers 12 staan, ou vertaling, 1953 staan, Lucifer was die wat, hoor hierso, die seelring van eweredigheid, voordat sy trots om tot 'n val gebring het. Hy het toegang tot die boom van die lewe gehad, hy het toegang tot die paradys gehad, hy het toegang tot die berg gehad, en toe sy moes uitgeskop. Dis hoekom, hy steek hierdie geheim van jou ring weg. Hy wil nie hê, jy moet weet, hierdie 3 vlakke van jou ring, die seel, die bloed, die 7 stene nie, want hy is so jaloers, want voorheen, jare terug, was hy die seelring van eweredigheid, en daai ring is van hom gestroop. Nou Paulus leer, en hy bid hierdie 7 geeste oor die Efesiërs gemeente. So hy besef, en dis wat jy ook moet begin doen. Jy moet van nou af en vir elke situasie en elke tipe oorlog waarin jy beweeg, soms het jy die spirit of counsel nodig, want jy moet vra vir die Here, soos Dawid vra jy, Dawid het moes vir Abjatar die priester gaan vra, moet ek opbeweeg, moet ek oorlog gaan maak, moet ek dit nie doen nie. Soms sê die Here vir hom, gaan agter om die besembos. Soms sê hy vir hom, luister na die geritsel. So jy in elke geveg waarin jy moet nou gaan, die byt gaan terugvat, het jy een van die 7 geeste van die Here nodig. Jy het die gees van wysheid nodig, jy het die gees van verstand. So ek het daar vir jou die skriwe gegee, uit Efesiërs wat Paulus spesifiek sê, ek bid vir jou vir die gees van wysheid, vir die gees van counsel of whatever. En dan die wat nie genoem is nie, onthou ons het gesê in Handelinge 19, daar word die manier waarop die kerk van Efesiërs gefunksioneer het, daar word ook van hierdie geeste aangeraak. So hierdie ouens was bekend met die funksionering van die 7 geeste van God. Goed, jy het die vinger van God. Jou vinger het 'n ring. Jou ring is die seelring, die seel van die Heilige Gees. Jou ring is 'n rubynring. Jy word afgeseel met die bloed van die lam. En jou ring het 7 fasette. Jy het die volheid van die Heilige Gees. En laasweek of so toe ek voorberei, toe sit vir my amper asof die Here sê, nou vat jy hierdie stene en dan druk jy dit so. En soos jy dit druk, dan begin die salwing van die Heilige Gees net so deur jou vloei. En ironies, maar nou verstaan ons dit, waar dra jy jou verloofring, of jou ring, aan jou linkerhand, jou swak hand? Want God veg baie beter deur jou met jou swak hand. Want as dit jou swak hand is, dan het jy die swaard van die Gees nodig. Dan doen jy dit nie uit eie krag nie. So begin vir die Here, sê dankie vir jou swak hand, vir jou sogenaamde swaktes, want dis juist waarin jou krag lê. Want as jy swak is, dan is jy sterk, want dan kom die volle krag en die volle potensiaal van die Here Jesus en van sy empowering grace tot jou in wording. So jy het nou jou swaard, jou hande is nou voorberei, die Here, he trained your hands for war and your fingers for war. En nou vat jy jou swaard, soos daai Benjamiet nou gedoen het. Maar kan jy dadelik gaan veg? Nee, want jy moet jou swaard skerp maak. En ek kan nie met gister se swaard, ek kan dalk nog so bietjie met hom veg, maar jou swaard, daai olie wat jy aansmeer, moet vars woord wees. En dan Efesiërs 6 vers 17 sê, take the razor sharp spirit. Dis lemmetjie skerp julle. Onthou julle in die ou dae, ek onthou, dan slag ons skaap en dan wil ons afval eet, ons is baie lief vir afval. Maar dan die skaap se kop, ek hoop nou nie, ek offend sommige van julle wat nou nie afval eet nie, maar dan, Angelina was 'n ou Kosa vrou en dan sy ingekom, hy is so spesiaal, en dan sy, daai lemmetjies, dit was in so papiertjie, so plat lemmetjie, dan vat sy daai lemmetjie, dan krap sy daai skaapkop 100% skoon. Maar as jou vinger gly, net so bietjie gly, dan steek hy vir jou. Maar die Here sê vir jou, jy's 'n Benjamiet, you are a ravenous wolf, so jou swaard waarmee jy veg, moet razor sharp wees. Dit moet, met daai eerste steek, moet dit die doodsteek vir die vyand gee. Dit sê, take the razor sharp spirit, the sword of the spoken word. En hoe doen jy dit? Kyk na die prentjie daar op jou slide. Jy vat jou swaard en jy slyp hom in die woord van God.
Jy slyp hom en jy slyp hom. En hoe meer jy in die woord sit en hoe meer jy souk in sy presence, wat gebeur met die swaard? Hy word skerper. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is wat? Ons het gesê die swaard is die woord. Die woord is lewend. Jy wil met lewendige woord, en daar wil ek weer met jou praat oor Rhema woord. Ek kan nie vandag veg met die swaard van die gees, met die woord wat die Here 2 weke terug gegee het nie. Ja, soms roep ons 'n profesie in. Maar dit moet vars Rhema woord vir daai spesifieke geveg wees, en dis hoekom dit so belangrik is dat ons regtig elke dag probeer om tyd met die Here te spandeer. Nou as jy ver ry, ek wil vra vir die Here laat hy vir jou begin wys. Miskien is jy baie op die pad. Daai tyd wat jy alleen in die kar is, kan bid tyd, jy bid in tale, jy speel jou Bybel app, jy luister na die woord, jy luister na preke. As ek gaan lê op die bed, outomaties, ek het gunsteling YouTube sprekers, dan sit ek aan, dan luister ek, so jy voed die heeltyd jou gees. So hy sê die woord van God is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Tweesnydende, onthou jy die Benjamietse swaard wat aan weerskante sny? En wat doen die woord van God? Dit dring deur tot skeiding van siel en gees. Jou geestemens is gered, maar hierdie sielstemens is die deel wat so sukkel. En oor 2 weke gaan ons kyk, wat doen jy met die swaard en daai wat sê, I have the mind of Christ. Hoe jy die woord nodig het om deur te druk deur hierdie skedel, deur religion, deur sonde. Want die swaard skei siel en gees. Dit is 'n beoordelaar van die gedagtes van die hart. As jy daai swaard in jou hart indruk, die woord van God, dan sny dit hierdie evil bedoelings van jou hart oop. Nou is jou swaard geslyp, is jy nou reg vir aksie, amper. Daar wys die Here toe vir my, gaan gou na Efesiërs 6 vers 1, voordat jy die wapenrusting aantrek. Ons mis daai versie, sê Paulus eers een ding, hy sê, word kragtig in die Here. En toe ons die 7 geestese lering gedoen het, het ons geleer, maak 'n nota aan jou Bybel, this refers to the spirit of might. So voordat jy jou wapenrusting aantrek, moet jy so geslyp het en so gesit het in die woord, dat jy voel hier stieg die krag. Soos Dawid toe hy daai slingervel optel, en hy begin so woer, en die engele beweeg nader, ek het so julle studie gedoen, die leerskale beweeg saam, en asof jy hierdie vlerke van hulle so hoor sweep, woep, en wat kom in Dawid in, the spirit of might, steen hom op, en bonatuurlik vat hy slingervel in 'n klein klippie, en daai klippie wat die rots is, wat Jesus Christus symboliseer, want hy het gesê wat, ek kom na jou toe in die naam van, soos Jesus in die woestyn, proklameer hy, en hy slat hierdie ou net hierso. Dit het niks met Dawid se eie krag gedoen word nie, dit was word kragtig in die Here. Nou hier is 'n geheim wat die Here toe vir ons wys, met ons 7 geeste teaching. Kyk dan na jou prentjie, daar is die swaard van die gees. Maar nou sê Openbaring 5 vers 6 vir ons, dis daai bekende hemelse toneel, dis hulle moet nou, daar's nou, die seels moet nou gebreek word, die judgment moet nou begin. Nou soek hulle iemand in die hemel wat waardig genoeg is om die seels te breek. En hulle kry niemand nie. En Johannes gaan aan te huile daarso. Regtig, het staan net so, gaan kyk maar daar in jou Bybel. En dan kom die lam ingestap, wat ook die leeu is, die leeu van Juda. Maar die fokus vandag is op die lam. En dit sê, hy het bloedmerk aan sy keel. So hy's the witness, I am the witness, I have the seal of the blood. En dan staan daar 'n lam asof hy geslag is, met wat? Met 7 horings. En 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Ja, ons het geleer in Openbaring 1, 4 en 5, die 7 geeste staan voor die troon van God, en hulle word uitgestuur om te gaan werk in die aarde, soos die engele word gestuur.
Maar hier sien ons ook, die lam is die 7 geeste. Die lam is die woord, is die swaard, is die gees. So wat doen jy nou met jou swaard? Hoe word jy sterk in die Here? Jy sit jou horings op. Jou 7 horings. Jy trek dit aan met die swaard, die 7 horings, the power of might. En in jou wese begin jy sê, Here, beklee my met die 7 geeste van die Heilige Gees, met die 7 horings, want horings reg deur die Bybel dui op autoriteit. Dit dui op salwing. Dit is 'n volmaakte vorm van salwing en krag van die Heilige Gees wat in jou opstie. En ek wil jou aanmoedig, een van die wonderlikste maniere om jouself te versterk is om in tale te bid. Hoe meer jy in taal, want dit sê dit bou jou op, nê? En dan Psalm 92 vers 11 bevestig hierdie konsep. Dit sê daar, jou horing word verhoog. Jou horing is jou salwing, jou autoriteit. En wat sê dit daar? Jy word met vars olie gesalf. So my swaard moet ek dag vir dag met vars olie, met Rhema olie salf. Ek maak amper klaar. So jy dra jou ring, jou swaard is geslyp, jy het die power aangetrek, jy die 7 oë, jy die 7 horings, jy die bloed, die lam is jou wapen. En wat jy nou doen, as jy begin nou souk. Ons het gesê, jy slyp jou swaard hoofsaaklik hoe in die woord van God. Maar dis tweevoudig, jy eet die woord, jy leer die woord, en dan is daar ook tye wat jy net sit en souk. Ek weet, Willie souk baie keer, ek lees baie Bybel, hy sit sommer net en souk in die teenwoordigheid van die Here. Dan souk jy, en dan sê, gaan gou na Efesiërs 5 vers 18, Wat leer Paulus daar vir hulle? Onthou, ons het gesê, wanneer jy gered word, ontvang jy die Heilige Gees, jy kry jou seelring. Maar dan het ons gesê, jy het die bloed, jy het die seel, maar jy het die 7 stene. En nou moet jy aanhoudend volmaak met die Gees. Paulus sê, be filled with the fullness of the Holy Spirit. Dis 'n daaglikse gaan sit en souk en worship hom. Vars olie, vars salwing. En dan gebeur 'n wonderlike ding, gaan lees Efesiërs 4 vers 27 en Johannes 5 vers 18, selfde konsep. Dit sê dan, moenie die duiwel vatkans gee nie. So wat gebeur as jy begin souk in die Heilige Gees se teenwoordigheid? Jy raak so glad, dat die duiwel nie vatkans in jou het nie. Ek was op Burgersdorp in die laerskool, in die winter is dit ijskoud en dan speel die seentjies rugby op baie harde rugbyveld. En hulle het nie skoene aan nie. En as ons net hierdie kort ou broekies en dan van die paas, dan is hulle slim, maar die skeieregter mag sien nie dan. Mag nie sien nie, dan sê hulle, boetie kom hier so, ek wil 'n bietjie insmeer. En wat die pa dan doen is, hy vat so lekker olie, hy het nog so reuk gehad, en dan smeer hy die seentjie vet met die olie. Dan hol die seentjie op die veld, en dan probeer, nou sê maar, hy is nou die vleed, en dan hardloop hy, en dan probeer die ander hom vang, en dan gryp hy so om sy enkels, en wat gebeur? Hy is so glad van die vettigheid van die olie, dat die ou wat hom probeer vang en probeer gryp, sy hande gly net so af. En dis sommer die voorbeeld wat ek glo die Here vir my gegee het om jou te help, is die Engels is to relate, want as jy so vol gewaks word met die olie van die Here, dit maak nie saak deur watter seisoen en deur watter aanslae jy stap nie, dan kan die duiwel, hy kry nie vatkans in jou nie. Jesaja 10 of 11, ek moet weer gaan soek staan, die salwing, the anointing breaks the yoke. Die yoke, hierdie knoppie agter, dit sê dit raak so glad, as die anointing, as die Here jou salf, laat hierdie jukke, hierdie laste, daai prentjie wat jy geteken het, dit gly net af, die duiwel het nie vatkans nie. Hoe meer jy souk en volmaak met die bloed van Jesus en met die Heilige Gees olie, hoe meer verswak die duiwel se grip. In Jesus naam,
Dan Psalm 133, lees ons van we brothers live in unity. Unity is 'n groot faktor in hoeveel olie in jou en deur jou manifesteer. Want dit sê dit is soos 'n Aaron en hy drup die olie hier af, sy baard, af met sy priesterkleed, tot by sy voete, en hoe aangenaam is dit nie vir die Here nie, en nou souk jy sit, jy maak aanhoudend vol, jy drink die Heilige Gees, en nou kom dit, en nou raak jy soos Asher, in Deuteronomium 33, gaan lees, dit is nog een van die 12 stamme van Israel. Nou Asher se profesie was, he dips his feet in oil. Later sou dit gewys het op die olievelde, daar waar hulle gewoon het, wat eers nou baie jare later ontdek is. Maar hoe gaan jy daarvan hou? So ons het vir jou gelees aan die kruis van Jesus, wat het gebeur? Die bloed het so afgedrup, tot op Jesus se voete, en Jesus se voete raak jou voete. In Romeine 16 vers 19 raak 'n realiteit, because the God of peace will soon crush Satan under his feet. Met jou bloed, met die wapen van die bloed, trap jy op die vyand, vermorsel jy sy kop. Maar hierso sien ons nog 'n wapen, jou voete raak so vol van die olie, dat waar jy loop, raak het soos holy ground. Waar jy jou gebied afbaken, waar jy spiritual warfare gaan doen, om jou huis, om die kerk, in jou straat, hier sien die duiwel, ek dink nogal regtig sien hy, daar loop sulke blink voetspore. Ek onthou toe ek klein was, dan gaan ons saam my pa af lande toe, en jou pa gee ons groot tree, en dan sê die klein dogtertjies, en wat doen jy? Jy loop so in jou pa se voetspore, het julle dit ook gedoen, of op die strand? Maar wat gebeur nou? Nou as jy loop, in die geestesrealm, sien die duiwel, olievoete, olievoete, olievoete. En stel jou voor op 'n Sondagoggend of 'n Maandag aand na 'n Bybelskool, hier gaan die olievoete, en al wat die duiwel in die geestesrealm sien, is daar's die olievoete. En wat doen hulle? Hulle hardloop, hulle gee pad. En dan Efesiërs 5 vers 8, wat gaan gebeur? Dit sê nou, as jy so souk, you are light. Light met 'n hoofletter. As jy so souk, raak jy 'n ligbal. Jy raak Jesus. Jy manifesteer Jesus. Jy manifesteer sy glorie. En dan kom die opdrag, walk as children of light. Jy het jou swaard, jy het jou ringvinger. En nou, wat gebeur? Dit stoot so in jou op, en jy is lig nou. Jy sien die Heilige Gees vuurbal, en dit sê, walk as children of light. En een vertaling sê, the light is shining through. Dit noem mense dit present continuous tense. Dit is nie net, dit skyn net eenmal deur jou nie. Hier loop jy in die straat af, jou voetspore blink so, en daar kyk die duiwels, gaan praat bietjie met die sataniste wat tot bekering gekom het. Hulle sien, hier loop 4 balle. Hulle sien dit, jy's soos 'n ligbal, soos die glorie van die Here wat so deur jou skyn. En dan manifesteer Romeine 12:11, ek dink dit is ons boodskap vir die jaar, be a glow and burn. Een vertaling sê, radiate with the glow of the Spirit, want wat het jy? Jou swaard is so blink, jy het soms so geslyp in die woord, jy het so in die gloriewolk van die Here tyds gespandeer, so jy raak nou 'n vuurvliegie. En ons almal saam raak 'n wolk van 4 vliegies. Burn, radiate with the glow of the Spirit. En nou, wat doen jy? Jy het nou gesouk, jy het jou swaard geslyp, jy dra jou ring. Nou vat jy jou ringhand, jou swak hand, en jy sit hom in Jesus se regterhand. Want nou is dit tyd vir die geveg. Nou kan jy die geveg aanpak. En julle saam neem die swaard op. Jou en hy, sy hand, vat saam die swaard, want jy's getrein. En dan wie is Jesus nou? Josua 5, veral in die Amplified vers 13 tot 15, praat van Josua wat mos nou, wie ontmoet hy daar? The captain of the armies. Ons noem dit Christophanie. Dis waar Jesus
verskyn het aan iemand in die Ou Testament. Jesus verskyn fisies aan Josua as 'n captain of the armies, as die Here van die leerskare. En nou het jy, jou hand het Jesus se hand, julle hou die swaard vas, en wat doen julle? Matteus 11 vers 12, nou bestorm julle die koninkryk, en julle gryp dit met geweld. Dit wat die vyand van jou kom steel het, dit wat hy van jou probeer steel, julle tackle hom nou, julle raak die wolwe wat die prooi gaan verskeer, julle raak die wolwe, dat dit wat van jou gesteel is, wat dit gaan afvat, en dan begin jy, Timoteus 6, dan sê jy, we fight the good fight, we, not I, we, Jesus and I, we fight the good fight, en dan word jou vinger, hierdie swaard, is God wat jou vinger vashou, en nou is 'n demoon of 'n gees nader kom, maak jy so, shuk, 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 daai vinger van God vernietig hy ding met een slag. Jy neem met jou swaard van die gees op, as jy voel hierdie kom hierdie aanslag, ek het jare terug in 'n slegte omgewing gewerk, regtig baie erg die atmosfeer, ek het gewerk by ontvangs, en wat ek gedoen het, ek het my gospelmusiek die hele tyd laat speel daarso, om te souk in die atmosfeer, laat die bose geeste net bedaar daar. En dan wat doen julle? Ons het in Handelinge 19 gelees van hierdie manne, die duivelsbesweders, dit was die Jode gewees, hulle ek sien nou Paulus, hulle dryf duivels uit, nou kom hulle by die mense wat beseet is, en hulle sê, ons beveel julle in die naam van die Jesus van Paulus, gaan uit. Dis die seuns van Skefa gewees. En wat doen daai demone? Hulle skeer daai duivelsbesweders, daai Jode uitmekaar uit, sommer kaal, hol hulle kaal in die straat af. Maar nou is die bordjie verdraai, want jy doen dit nie met die Jesus wat Paulus ken nie, jy doen dit met die Jesus wie se ring jy dra. Jy doen dit met die vinger van God, en soos wat jy jou swaard uit jou skede trek, jy en Jesus saam, trek jy die duiwel kaal uit. En wat gebeur, soos in Rigters 3, onthou julle die Benjamiet wat die vetkoning gaan deurboor het, na hierdie oorlog, gee die Here vir jou seisoen van rus, is hierdie land gerus vir 80 jaar. Onthou toe Jesus uit die woestyn uitkom, was hy vol van die Gees? Maar die engele, een van die evangelies sê, die engele het hom kom bedien. En toe het die duiwel hom vir 'n seisoen met rus gelaat. En ek wil daarmee vir jou sê, die Here sê vir die kerk, wees waaksaam en wees nugter. As hierdie oorlog verby is, hy gaan jou dalk vir 'n seisoen met rus laat, maar in daai tyd is jou tyd wat jy jou swaard slyp, wat jy in die teenwoordigheid van die Here sit, en dat jy volmaak met die 7 geeste van die Here, dat jou geestesoog so sensitief is, dat jou geestesoor so sensitief is. En Here, dis nou wat ek vir ons bid in die naam van Jesus, verskerp ons geestessintuie. Dat ons fyn sal hoor en fyn sal sien, dat ons die duiwel sal ryk, dat ons ewel sal ryk, dat ons sal voel hier kom dit, dat ons waaksaam en nugter sal wees. En Here, ek neem nou ons swaard op, namens ons elk in die naam van Jesus, dat ons swaard ons magtigste wapen. Here, dat soos in Openbaring 1, ek dink 17, praat dit van die swaard van die Gees wat uit Jesus in sy verheerlikte gestalte so uit hom uit blits, uit hom uit straal. Here, dat ons swaarde 4 vlamme sal word, wat die vyand sal vernietig. In die naam van Jesus, we are bold, we are strong. Greater is he that is within us. Neem op jou swaard in Jesus naam. Amen.